Oké, julle mag weer sit. Alright, dan afkondigings, elke Sondag, die tyd, is 'n kerkdiens, en die Sondagskool is 9 uur, en dan die eerste Sondag in September, is daar 'n spesiale kerkdiens, so nooit almal wie julle ken, ongelukkig gaan hulle nie hier wees nie, maar dit is 'n ander geval daar. Oké, dan die opgawes, ek het julle lees. Oké, dit is 2 Korintiërs 9 vanaf vers 5. Ek het dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan aan julle toe en julle vroeër afgekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsaam saai, sal ook spaarsaam maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blijmoedige gegewer lief. Oké, dan het ek hier iets anders wat ek julle wil vra. Dit geld my eerste in, wie van julle is kinders van God? So, as ons kyk in die natuurlike lewe, is ons almal groot, en soos ek, noem hulle sommer ou mense, maar as ons nou kyk wat in Matteus 18 vers 3 staan, dan sê, en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kinders word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Ok, kan ons staan, dat ek bid. Hemelse Vader, enigste lewende drie-enige God, ons sê dankie dat ons allemaal nog in mekaar kan wees, Here, en dat ons nog U kan zien en loof, Here. Here, en ook sê dankie vir almal wat U genooi het en wat hier is, om na U woord te luister, Here, en ook om hulle harte te volg met wat U vir ons het om te doen, Here. Ons sê dankie vir die prediker, Here, en ek bid ook dat hy ook die woord sal openbaar so wat U dit wil hê, Here. Ook sê dankie vir die mense wat die musiek maak, Here, dat dit ook 'n plesier in U oor sal wees, Here. Ook bid ons, Here, vir ons nasie, Here. Here, wat die dinge daar buite al meer en meer verkeerd gaan, Here. Here, laat ons bid wat U weet wat reg en verkeerd is, Here. Dat U ook die mense sal wys wie God is, Here. En laat almal sal verstaan dat U is nog die Here. U is die skepper van hemel en aarde en alles wat ons aan Here. En ons Vader, ons sê dankie vir alles wat U vir ons doen. En ons vra alles uit die genade en die liefde van die dierbare Seun Jesus. Amen. Amen. Môre. Sal mense dit al begin warm kry of nog nie? Nog nie? Ek wil net vir Wilma vanoggend sê, Wilma, dit was net 'n droom gewees blykbaar. 'n droom gehad, dit is nie regtig iets wat gebeur het. Almal het so moeilik geword. Ek gaan julle vra mekaar te groet, want gewoonlik as julle mekaar, maar nie soos wat dit weet maak, en staan so baie. Groet net mekaar, daar kom daarom 'n paar smiles ten minste uit, want ek moet die hele tyd vir julle staan en kyk, verstaan julle? En julle mekaar gegroet vanoggend. Is daar iemand wat my sal groet vanoggend? Dan is dit vra om vir prof te geraad op hulle rye sit, en ons moet vir my van as
jy reg? Nee, niemand het aan my toe gehad nie. Miskien kan jy na ons daar. Eigenlijk is allemaal naar Bianca te maken. Zeg je ja. Ja, sy reg. Wel baie geluk, Bianca. Ek het iemand van die birthday sê. Ek is ook baie seker van sy is 21 vandag. Ek is baie seker daarvan. Ok, nou kan ek ten minste vir julle kyk en julle kan vir my kyk. Ek het daarom 'n paar spaar wat kom. Ek neem aan julle het 'n lang week gehad. Amen. Julle is op die regte plek vir. Gaan ons die Here aanbid. As kinders en as oorwinnaars van 'n lewende God. Amen. Sal ons gaan. Sy naam is Jesus. Hy is die seun van 'n lewende God. En ek lê klem vanmôre op die woorde 'n lewende God. Want as hy leef en sy Vader leef, dan beteken dit ek en jy leef omdat hy leef. I found a new life divine. I have the fruit of the Spirit abiding in the vine. Jy is vanmôre deel van 'n goddelike lewe. Hy is die ware wynstok. En ek en jy is ingeënt in hierdie wynstok en ons trek voordeel omdat ons in die wynstok ingetrek is. Amen. En al raak jy moeg, die wynstok is vasgeanker op die waarheid dat hy die Christus is. Al het jy 'n lang week en 'n swaar week, wil ek vanmôre vir jou sê, daar is krag in Jesus Christus vir jou. Kom hulle reg aan daai kant. Thank you.
ek vanmôre in die Skepper God Almagtig, wat gesê het, laat daar lig wees. En dis hy wat in jou werk, dis hy wat in jou woon vanmôre. Amen. Oh, I want to see him, to look upon his face. Here, sal ons tog maar genade by God vind, dat ons die teenwoordigheid van die Seun sal sien, Here. Here, nie die dag is die besuiker laas, maar vandag, binnekort, Here, in hierdie huis, waar ons die gesig van God moet sien, in hierdie huis. En ek wil vanmôre die Here eer gee, vir God, laas week, was 'n goddelike ontmoeting, met 'n lewende God. En wat waarlik, God het hierdie huis besoek. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, respek voor die Here, dat daar meer is. Daar is meer. Daar is meer, en ek soek die meer van 'n lewende God. Oh, I want to see him. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus.
dis ons voordeel vanmôre. Here, dis ons voordeel dat U 'n waarmaker van U woord is. Here, dis ons voordeel dat U nie 'n aannemer van 'n persoon is. Here, ons wil U erkenning gee vanmôre dat U God is. Here, ek wil vanmôre bely dat sy naam Jesus is, die Christus, die Seun van 'n lewende God, Here. Here, ek wil bely vanmôre, hy is die Alfa en die Omega. Here, ek wil erken vanmôre, hy is die blinkmôre ster. En Here, ek wil bevestig vanmôre, sy naam is wonderbaar. Here, hy is die Alfa, die Omega. En Here, hy het gesê, kyk, ek was dood, maar ek leef. Hy is die opgestane Seun van God. Met krag verklaar deur die Heilige Gees dat hy die Messias is, Here. Ek wil U eer vanmôre dat Jesus Christus die Here is in hierdie huis vanoggend, Here. Here, ek wil U bid vanoggend in die naam van Jesus dat hy vanmôre tog naby ons sal kom. Sometimes I fall to my knees and pray, come Jesus, come. Let today be the day. Come
jou skouers kom rus. En kyk, jy kan maar daai mantel vat en op die water slaan. Want soos die waters opgegaan het vir die een voor u, sal hy ook opgaan vir die een wat hom nou dra. En kyk nie net dit nie, maar 7 maal meer nog sal die mantel werk vir hom waarop hy nou rus. Kyk my kind, ek is bewus dat baie vinnig en dit baie donker en baie swaar op jou geraak. Maar het jy nou nie gesien? Het jy nou nie gesien dat ek in jou midde staan? Met my kop alreeds gehak in die juk. Sien jy nou nie dat ek hier staan alreeds in die juk? En dat jy maar net langs my in die juk in kan kom nie. Want dis ek wat saam met jou dra. Dis ek wat saam met jou loop. Want ek het jou nie wees gelos nie. Hier is ek met jou. Ek loop saam jou. Kom maak jouself net weer vas in die juk langs my. Want ek het alles wat jy nodig het. Wat het jy nodig? My kind vanmôre. Want jy is nie wees nie. Ek is hier om jou by te staan en goed te doen aan jou. Met die Gees wat hier. Amen. Halleluja. Here, ons glo U. Here, dis die plan van God om ons deur te dra, Here. Dis die plan van God om sy werk te volbring wat hy begin het in ons lewens. En ek wil U eer vanmôre in Jesus Christus naam. Kind van die Here, ek wil U sit plek vir my inneem vanoggend. Ek weet jy moet die woord van my syd asseblief. Vader, Here, ek wil U bid vanmôre dat dit die Gees van God sal wees. En Here, dat dit die stem van die Here God Almagtig sal wees wat vanmôre direk met sy huis praat, Here. En Here, dat ons kon hoor vanoggend. U is die een wat saam met ons wandel. Here, U is die een wat saam met ons loop. Here, ons is gesalf. En ons dra die mantel van die Here God Almagtig. En ek wil U bid vanmôre dat die huis, Here, dit sal onthou. Dat U vanmôre, Here, my eenvoud as mens, my sal gebruik om die mense te bemoedig. Here, myself te bemoedig vanmôre. En ek wil U eer gee in Jesus Christus naam. Die kinders van die Here sê amen en amen. Ek glo dat die Here vanoggend in die stilte, in die sagtheid in ons midde is. Ek glo dat die Here vanmôre in ons midde is, kind van die Here. En wat baie keer gebeur, veral soos 'n diens van laasweek, waar die Here ons waarlik besoek het. Baie van julle sou na daardie ontmoeting en besoeking van die Here, het sy dalk op Sondag aand of Maandagoggend begin stryd ondervind in jou lewe. Jy weet nie regtig hoekom dit swaar gaan nie, maar jy weet binne is ek nie lekker nie. Jy verstaan nie hoekom ek voel soos ek voel nie. Mense rondom 'n mens, hierdie gebeur so, daai gebeur so. En dan begin dit so stelselmatig, so bietjie afbreek aan dit wat die Here Sondag in hierdie huis kom doen het. Ek wil vanmôre vir jou iets sê. Dit is die normaalste van normaal, vir my en jou as kind van God. Dat wanneer die Here God Almagtig sy aangesig aan jou openbaar, dat jy van daai volgende dag of daai oomblik, dat Satan en stryd
10 jy sal opstaan. Dit moet vir jou normaal begin wees, want ek soek na die aangesig van God in hierdie huis, en ek verstaan vandag, dat as ek die aangesig van die Here soek, dat ek met reg moet wees om daai volgende paar dae wat voor lê, te moet vashou en te beklei aan dit wat ons by die Here ontvang het. Dat die van julle wat nie laasweek nie was nie, ek kan nie eers vir jou verduidelik of beskryf wat regtig laasweek in hierdie huis gebeur het. Wat ek wel vir jou kan sê, is dalk die tasbaarste wat ek persoonlik die Here in hierdie gemeente al ontmoet het. En dis die voorreg wat God aan sy kerk gee. En daarom sê ek, daar moet meer wees. Nie dat ek enigiets wegvat van Sondag nie, maar ek sê dit vanaand, of ek sê dit vandag, en ek sê dit in die bidure, die oomblik dat ek as mens, alles wat God het, om vir my te gee, kan uitput by hom, dan kan hy nie meer God wees nie. Met ander woorde, dit wat ek ontmoet hier op 'n Sondag, sal nooit die totaliteit en volheid van God wees nie, anders gaan ek hom uitput. Want as ek hom laasweek in totaliteit ontmoet het, en dit is al wat God vir my gehad het, dan beteken dit hy kan nie almagtig wees nie, want sy almagtigheid beteken geen perke nie. So ek aanvaar dat dit wat ons ontvang het, 'n druppel is in die emmer wat God van ons het, wat voor lê. En ek wil hê jy moet geloof hê in dit. En dan kom 'n mens by 'n dag soos vandag, waar dit vir jou as gemeentelid heeltemal anders te voel as laasweek. Nee, pastoor, dit is so. Dit is so. Maar die Here is bewus van dit. Nie bekommerd vanmôre om te dink dat die Here nie is. Dis die eerste ding. In daai sagtheid waar ons gesing het, "Come Jesus, come," het die Gees van die Here so saggies met my gepraat. En die Here het my herinner, hy is nie in die vuur nie. Hy is nie in die aardbewing nie, maar hy is daar in die stilte. So ontspan jy vanmôre. Die Here God Almagtig is nog steeds besig om in jou lewe te werk. En die apostel Paulus skryf, hy sê, ek vertrou juis hierop, dat die goeie werk wat God begin het, die goeie werk is die kruis, die verdienste van die kruis wat in jou lewe deurgebreek het. God sal daai werk vat en dit voltooi tot op die dag wat Jesus Christus kom. Halleluja. Dit sal nie verander nie. Dit sou vir my baie lekker vanmôre gewees het, dat die Here ons weggevier het, en hierdie tabernakel omgekeer het, en die vuur van die Here deur hierdie plek gewaai het, en ons het almal daai een kant gelê, en ons kon nie opstaan, as gevolg van die heerlikheid van God nie. Maar dis God se tyd en God se keuse. Ek weet, ek soek dit by die Here. En as ons dit dan nie vanmôre presies kry soos ons dit wil hê nie, dan aanvaar ek die Here het vir ons 'n boodskap. Want in die week sit ek, en soos wat baie van julle weet, ek is besig met die boek van Efesiërs, maar so elke dag en dan stop die Here. En vanmôre het ek vir jou 'n ander boodskap. En ek gaan vanoggend dalk vir jou 'n baie kinderlike, eenvoudige boodskap bring. Maar dis hoe die Gees van die Here met my gepraat het Vrydagmiddag. Ek wil met jou Bybel vir my blaai na die boek van Lukas toe, hoofstuk 7. As jy daar is, bietjie vir my sê amen. Vers 11. Julle daar? En die dag daarna was hy op weg na 'n stad met die naam van Nain. En baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. En toe hy naby die poort van die stad kom, word daar 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee, en 'n groot menigte van die stad was by hom. In vers 13, en toe die Here haar sien, ek wil net hier vir 'n oomblik stop.
Toe Jesus stap, is daar twee groepe mense. Die eerste groep, die disippels wat saam met hom beweeg. Die tweede groep mense is die mense wat hy tegemoet kom, toe hy by die dorp ingaan. En in hierdie posisie waar hy staan, staan die Seun van God tussen die wat glo in hom, vir 'n oomblik wil ek dit so aan jou verduidelik, en die wat hom nie ken nie. Die wat nog nie dalk disippels van Jesus is, maar hy staan in die middel van hierdie twee groepe. En hy sien hierdie vrou raak. En niemand het vir hom gevra, meester, doen iets vir hierdie vrou nie. Hy het nie vir sy disippels gesê, gaan vind vir my uit, wat is besig om daar te gebeur, waarom is daar 'n klomp mense? Hy het gestap tot in die middel van hierdie posisie inkom, en toe hy daar staan, sien hy die vrou. En dalk het hy gehoor terwyl die manne wat besig was om haar seun uit te dra, dalk het hy gehoor die gesprek en gesê, hierdie vrou se enigste seun het gesterf. Dalk het hy gehoor, sy disippels het iets gehoor, en vir hom kom sê, meester, daai vrou se seun het gesterf. Hoe dit ook al sê, die Bybel sê nie vir my. Wat die Bybel sê, is die Here het haar gesien. En ek wil jy moet vanmôre iets weet. Hier waar jy vanoggend sit, het die Here jou gesien. Hier staan die Seun van God, sy disippels saam met hom, en 'n tweede groep mense, wat nie noodwendig iets van hom weet. En hy maak 'n besluit, as die Christus. Lees saam met my, in vers 13. Toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel, en vir haar gesê, moenie ween nie. Die Bybel leer my, kind van die Here, in die boek van Hebreërs, hoofstuk 4, dat ek en jy het 'n hoëpriester, wat medelee het met ons toestand op hierdie aarde. En ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het jou gesien, en die Here sê vanoggend vir jou, moenie ween nie, want hy gaan iets vanmôre vir jou doen. Ek gaan vir jou verduidelik as dit klaar is. En toe die Here dit vir haar sê, het hy nader gegaan. En dalk toe hy nader stap aan hierdie baar, as ek reg onthou, die Griekse woord is soros, en dit beteken 'n kus. Maar dit is nie 'n kus soos ons dit ken nie. Hy het nie 'n deksel op gehad nie. Dis planke wat die manne gevat het met die hande en gedra het. Die liggaam sou dan bo op hierdie houtstellasie gelê het, en hy sou net toegegooi gewees het met doeke. Dalk sou hulle hom gestop het en gesê, "Ekskuus meneer, waarom wil u nader kom aan hierdie liggaam? Wat het hy met u te doen?" Maar niemand stop Jesus nie. Hy het nader gegaan, en hy het sy hand uitgesteek, en hy het hierdie baar aangeraak. En toe stop die manne wat die baar dra. En Jesus praat nie met hulle nie. Hy praat met die man wat daar lê. Hy praat met hierdie weduwee se seun. En hy sê vir hierdie weduwee se seun, ek sê vir jou, staan op. Waarom het Jesus dit gedoen? Toe Lazarus gesterf het die disippels vir Jesus laat roep. Kan julle onthou dit gesê, meester, jy moet kom, Lazarus is siek. En deur die nag het Jesus gebid, en toe hy by Lazarus se graf kom, het hy gesê, Vader, ter wille van hulle wat hier staan, het my klaar verhoor, het hy gesê, Lazarus, staan op en kom uit. Ek vind dit nie. Ek vind nie dat enigiemand Jesus geroep het, om betrokke te raak in hierdie jong man en hierdie weduwee se lewe. Jesus het gesien, dat hierdie vrou besig is, om baie swaar te kry. En toe hy dit sien, het hy innig jammer vir haar gevoel. En toe hy vir haar jammer voel, het hy die baar waarop die seun lê gaan aanraak, en met die dooie toestand, wat in haar lewe ingekom het, gepraat, en vir die seun gesê, staan op. Ek wil jy moet vir my blaai na Jesaja 63, vers 9 toe. Die laaste nie vir my sê amen. In al hulle benoudheid was hy benoud. En die engel van sy aangesig het hulle verlos deur sy liefde en deur sy medelee. En hy het hulle verlos en hulle opgehef en hulle gedra.
Die karakter van Christus wat hier beskryf word. En as ek terug gaan na Lukas 7 toe, in vers 15, het die dooie regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy moeder teruggegee. Sê vir julle daar was dit van die Here. Dis my boodskap vanmôre. Hier is mense wat vanmôre hier sit, waar daar sekere dinge begin doodgaan in jou lewe. Of dit vir jou lyk asof daar nie hoop vir jou kinders is nie, of dit vir jou lyk asof daar nie hoop is vir jouself nie, of dit vir jou lyk asof sekere dinge net nie gaan regkom en verander nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, hierdie jong man, hierdie vrou se seun wat op die daar waar gelê het, was nog nie in die graf gewees nie. Hulle was op pad met hom na die graf toe. Jou situasie is nie vanmôre in die graf nie. Dit lyk dalk vir jou of dit op pad is na niks en nêrens toe nie, maar Jesus het kennis geneem van jou situasie vanmôre. En hy gaan iets vir jou doen, omdat die Bybel sê, hy het daar innig jammer gekry, gaan die Seun van God vanmôre jou ook dieselfde manier hanteer en jou innig jammer kry. Want hy het medelee met jou en my as mens. En hy gaan vanmôre dit wat in die baar lê, gaan hy aanraak en dit vir jou teruggee. Of Satan by jou huis kom steel het, jou kinders, of Satan finansies by jou kom steel het, of Satan vanmôre by jou kom steel het, jou hoop in die Here. Jesus Christus sal dit vanmôre vir jou teruggee. Wat die Here vir jou gaan teruggee. Dit wat vir jou lyk asof dit verby is. Hier is mense wat vanmôre hier sit, en ek weet jy sukkel om te vergewe. En daai vergifnis is besig om by jou te steel wat God vir jou lewe het. Die Here gaan daai baar aanraak, en die Here gaan jou help om te vergewe, en God gaan vir jou teruggee sy guns en sy gawe en voorspoed in jou lewe. Die Bybel sê jy's gesetel in hemelse plekke, geseën met alle geestelike seëning. Moenie laat 'n week soos hierdie kind van die Here by jou steel wat God vir jou wil doen nie. Hy het die baar aangeraak. Niemand het Jesus gevra, bewys 'n wonderwerk nie. Hy het na die vrou gekyk, na innig jammer gekry. Hy is vir ons 'n priester wat medelee met ons het. Hy weet wat dit is om op aarde te wandel in die stryd wat ek en jy mee sit, ingetrek. Jesus weet presies waardeur ek en jy vanmôre gaan, in elke situasie. Hier's mense wat vanmôre hier sit, wat gekyk het na hulle lewe en nie geweet het waar om verder te gaan nie. Dis asof alles besig is om tot op 'n einde te kom in 'n oomblik se tyd, net so. Pastoor, weet jy dit? Ek het Vrydag aan so 'n man ontmoet. En toe sê ek vir hom, ek is seker van die boodskap wat ek het, is vir jou. Ek hoop ek sien jou Sondagoggend in die huis van die Here. En hy is vanmôre hier. Die sien kind van die Here, soms wonder ek ook, Here, ons het 'n goddelike diens gehad. En ek moet ek gaan van dit na God wat die baar gaan aanraak. Hoe vinnig gebeur dinge nie, kind van die Here. Ek wil hê jy moet vanmôre vashou dat die Here se planne met jou nie verby is. En dit wat Satan dink hy by jou gevat het, gaan God vanmôre vir jou teruggee. Ek wil jy net vanmôre vra, wat sien jy vanoggend op daai baar lê? Wat sien jy vanmôre lê op daai graf, op daai kus? Wat sien jy daar lê? Want dit wat jy sien vanmôre is wat God vir jou wil teruggee. Hierdie vrou het haar hoop verloor, want toe haar seun sterwe, die Bybel sê sy is 'n weduwee gewees. Dit beteken haar man was dood. Die seun sou absoluut dan oorgeneem het as voorsiener in die huis. Hy sou man van die huis gewees het.
En toe hy sterwe, toe sterwe haar laaste hoop. Wat gaan ek nou doen? Daar is niemand verder om na my te kyk nie. Maar die Bybel sê Jesus het 'n innig jammer gevoel. Hy het van gesê, moenie weer nie. Hy het nader gestap, die baar aangeraak. En hy het haar kind vir haar teruggegee. Wat moet God vanmôre vir jou teruggee, kind van die Here? Ek wil jy moet vanmôre geloof hê dat Christus jou gesien het, soos wat hy die vrou raak gesien het. Hy het jou gesien. En hy wil vanmôre vir jou sê, moenie weer nie. Want hy gaan die baar aanraak en vir jou teruggee. En as ek vanmôre hier staan en jy sê, my pastoor, my grootste bekommernis is nie myself nie. My grootste bekommernis is my seun, my dogter, my kleinkinders. Dan is dit wat God vanmôre vir jou gaan teruggee. Want hulle behoort ook aan die Here. Of glo jy nie vanmôre dat jou familie moet ook in God se hand wees? Hulle behoort ook aan die Here vanmôre. Dit, kind van die Here, is my eenvoudige boodskap vanmôre. So ek gaan jou vra om jou oë te sluit. En as jy vanmôre iets het in hierdie baan wat die Here moet aanraak en teruggee, die herstel van 'n lewende God in jou lewe, wil ek jy moet vanmôre op jou voete staan en moet uitkom. Soos die weduwee opgestaan het en uitgestap het uit die dorp uit om gereed te maak om haar seun te begrawe, wil ek jy moet vanmôre opstaan en uitstap, gereed maak om te ontvang dit wat God vir jou gaan teruggee vanoggend. In die naam van Jesus Christus. Vader, ek wil U bid dat elke een, Here, wat gehoor het vanmôre, is dit net 2 of 3, dat God vanmôre die baar sal aanraak, Here, en sal teruggee dit wat by hulle gesteel is, wat gevat is, Here. Ek wil U bid vanmôre, Here, om terug te gee en lewe te gee in hierdie huis, Here, in U kinders, omdat ons vanmôre 'n hoëpriester het, Here, wat medelee met ons het. Here, hy is een wat ons verlos, wat ons vrymaak. Here, U beloof julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En ek wil U prys vanmôre dat die waarheid by die graf gaan staan het. En die waarheid het vir hom gesê, staan op. En ek prys U tot in alle ewigheid vanmôre. U is God. Here, daarom bring ons hierdie baar voor U vanoggend. Elke man en elke vrou wat wil U God moet teruggee. En ek eer U vanoggend in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Here, ek wil U bid vanmôre dat God sal gee. Here, omdat U die vrou gesien het en innig jammer vir haar wees, dat ek ook vanmôre en erken dat U nie die aannemer van 'n persoon is. Hoe lank, Here, die man en vrou vassorg op. Vandag, die dag van die Here in hulle lewe, God die baar sal aanraak. Ek sal teruggee. In die naam van Jesus Christus. Kind van die Here, gaan net bid. Hulle wil die musiek maak. Pastoor, en dan gaan ons vir jou bid vanoggend. Ek wil jy moet vanmôre weet, ek het ook 'n baar. Ek het ook vanmôre 'n graf. Wat die God moet aanraak. En vir my teruggee. Ek het ook vanmôre, Here, 'n baar wat aangeraak moet word. En ek wil U eer daarvoor. Dat ons voor U kan kom. Dat U God is in hierdie huis. Prys U vanmôre, Here. Eer U vanmôre, Here. In die naam van Jesus. Here, ek wil U bid vanmôre. Hierdie baar wat my vrou vanmôre dra. Dat God dit aanraak. En vir haar teruggee. Here, U het 'n plan met haar. U het 'n roeping.
Hoe my God en Skepper sal U ons dan wees agterlaat as U die een is wat begin het. Daarom bid ek U om vir haar terug te gee vanmôre, dit wat vanoggend Here in hierdie graf lê, dit wat vanmôre op hierdie baar lê, Here, raak dit aan en gee dit terug vanmôre in die naam van Jesus. Dat sy die oorwinning sal dra van 'n lewende God, Here. Want toe die Here God almagtig vir die seun sê, staan op, het hy lewe getoon. Here, daarom bid ek dat daar vanmôre 'n bewys sal wees van lewe en haar lewe vanmôre by God in die naam van Jesus. Ek wil U eer, ek wil U prys vanmôre in Jesus Christus naam. Amen. Wat is die mens en die mens se kind? Here, dat U ons gesien het. Vir die prys vanoggend. Dat U ons gesien het, Here. Loof die Here. U wat ons gesien het. U wat die hand uitgesteek het, Here, vanoggend. Die baar laat stop het. Eer U. God vanoggend vir ons teruggegee het. Dik sal sterwe nie, maar dit lewe sal wees. Want U het opgelet op ons, Here. Ek prys U. Ek loof U. Sal wil U iets speel? Dit sings my song. Speel vir ons. See
Wesley, as jy vir ons afsluit vanoggend. Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg vanmôre om die huis van God te kan wees. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre te kan weet, Here, jy het ons raak gesien. Here, wat 'n voorreg om te weet, Here, dat U nie aannemend van 'n mens nie, Here, maar U was vanmôre in ons midde, my God, om ons goed te doen. Dankie vanmôre, Here, vir lewe en dit in oorvloed. Dankie vanmôre, Here, vir elke baar wat U vanmôre aangeraak het, Here, en elke goeie omstandigheid vanmôre opgewek het, Here. Halleluja. Dankie vanmôre, my God, dat ons kan weet, Here, dit wat vir ons onmoontlik is, Here, dit is vanmôre by U moontlik. Want vanmôre, my God, Here, ons vanmôre hier sal uitstap, Here, met die wete dat die God wat ons dien is die God van wonders en die God van tekens, Here. Al sien ons dit nie dadelik raak nie, Here, beteken dit nie God het nie gewerk nie. Maar ek weet vanmôre verseker, Here, hierdie een ding, en dit is vanmôre, my God, ek ken vanmôre 'n Christus wat opgewek het. Ek ken vanmôre 'n Jesus, Here, wat vanmôre leef en hy leef tot aan die ewigheid. Ek bid vanmôre, my God, dat ons vandag, Here, sal sit en kyk, my God, dit wat U opgewek het, Here, en dat dit vanmôre sal herleef, Here, en dat ons sal terugkom en 'n getuienis sal lewe, Here, met blydskap in ons siele, vir dit wat God vanmôre kom doen. Here, die boodskap was dalk vir die prediker eenvoudig, Here, maar dit was 'n groot woord vir ons wat dit ontvang het, Here. En dit beteken vir ons soveel, Here, omdat U